Okay julle, vandag gaan ons bietjie praat oor gesindheid. En wat ek bedoel met gesindheid is jy as 'n familie. Kom ons sê julle is 'n familie soos ons van 5 en in die familie of in die situasie waarin jy gaan wees, moet elke persoon baie duidelik verstaan wat is hulle rol. So wie is die leier, wie is die ou wat die sê en dan moet dit van daar af afgewentel word na elke persoon toe. In terme van wat is hulle verantwoordelikheid en wat doen hulle in sekere situasies. So om nou 'n voorbeeld vir julle te skep, argumentshalwe, is ek sal byvoorbeeld gaan en ek sal sê nou maar, onthou nou hierdie is nou alles maar nou net 'n scenario wat ek skep. So ek gaan en ek gaan skiet die bok, byvoorbeeld. My twee oudste kinders sal die bok slag. Okay. Daarvan af sal ons die vleis verwerk en my vrou sal vir ons die vleis gaar maak. So elkeen het sy verskillende rol as dit sin maak wat ek sê. En dit is nogal belangrik om hierdie of baie van hierdie goeters in sekere scenario's te kan hanteer en uit te speel. So kom ons praat sommer gou-gou oor, kom ons sê iemand kom in jou huis in en hulle wil jou nou skade maak. En ek praat nie van hulle wil nou jou goed in jou huis steel nie, hulle wil jou skade maak. Nou moet elkeen in die huis baie mooi verstaan wat is hulle spesifieke rol. So ek gaan dit maar weer vat op ons familie. My oudste dogter sal seker maak dat die ander twee kinders by ons in die kamer aankom. Dit is haar rol. Okay. Van daar af het ons dan nou 'n gebeurlikheidsplan wat ek en my vrou sal volg om seker te maak dat ons wel weerstand kan gee met hierdie mense wat wil inkom. So ons gaan nie toelaat dat hulle iets doen nie. Op die einde van die dag moet jy mooi kan verstaan wat is die rede agter wat hulle beplan en wat hulle wel wil doen. Onthou, as hulle jou wil skade maak, en ek weer eens praat ek nie van hulle wil jou goed steel nie, dan as hulle ek gaan dit nou bietjie rof en grof maak, maar as hulle op die einde van die dag byvoorbeeld jou kind gevangene het en hulle staan met 'n ding hier voor sy keel of wat ook al, dan help dit nie om dan toe te gee nie, want al wat dan gaan gebeur is jy gaan nog steeds jou kind verloor en die res van die familie gaan ook tot niet gaan. So daar moet jy bewus kan wees en jy moet die call kan maak om dan vir hom te gaan en hom te neutraliseer. Nou ek gaan nie praat oor hoe en wat jy moet doen nie. Dit is maar elkeen se eie plan van daar af, maar jy moet bewus wees van wat jy gaan moet doen. Weer 'n keer kom dit terug na die rolle toe in die familie. Byvoorbeeld, as daar moet geherlaai word in die magasyne in, is dit my tweede oudste se werk. Die oudste is verantwoordelik vir 'n mediese probleem, enige iemand wat iets oorgekom het. Julle verstaan waarvan ek praat en hoe dit eintlik nou maar half by mekaar kom, is jy moet kan verstaan, jy is 'n familie-eenheid, om wie wat se rol speel. Dan kom ons sê jy is nou alleen, jy is op jou eie, jy is 'n kom ons sê 'n geskeide vrou, jy is nou heeltemal op jou eie, jy het geen alternatief en jy weet nou nie wat om te doen nie. Kom ons sê jou kinders is nou al groot, hulle is uit die huis uit. So nou kom die volgende aspek in. Dan moet jy sorg dat jy jou saam met selfe gesinde mense kan skakel. So met ander woorde, mense wat dieselfde dink as jy en wat ander vaardighede het as jy. Maar nou moet jy ook verstaan, jy moet jouself kan adverteer. So dit help nie, jy gaan na ander mense toe wat ook prep ensovoorts en jy wil jouself adverteer, maar jy het niks wat jy na die tafel te bring nie. So jy moet daarom jy weet, 'n paar goedjies leer ensovoorts om seker te maak dat jy wel
iets na die tafel toe bring. So of dit nou 'n medies is of jy kan dalk baie goed kom ons vat nou voor 'n beet in lê of wat ook al. Op die einde van die dag moet jy jouself upskill om deel van hierdie prepper gemeenskap te kan word. So baie mense doen die prepping ding, maar hulle doen dit baie op hulle eie. En dis ook reg, maar as jy eers deel raak van 'n gemeenskap, dan begin jy sterker word. Vir die eenvoudige rede, want as jy byvoorbeeld 'n mediese persoon het, kom ons sê dis 'n suster by 'n hospitaal of wat ook al, en sy het die vermoë om as jy met iets oorkom, kan sy jou ten minste assisteer en help. So sy bring baie na die tafel toe, waar, jy weet, iemand wat nou geen skills het nie, word amper half verlas, want jy moet nou half sorg vir daai mense. En dis hoe jy dit moet benader, dis hoe jy daarna moet kyk. So upskilling is baie belangrik. En dis nou nogal waar dit ook weer eens baie help as jy by organisasies inskakel, wat jou weer eens kan help met baie van hulle gee opleiding, en dan ook van daar af, jy weet, ongelukkig kos die opleiding nou baie keer geld, maar ek weet nie almal kan dit altyd noodwendig bywoon nie, maar dit is belangrik as jy hierdie tipe goed na kyk, en jy doen wel bietjie moeite, en selfs al kan jy nou nie die opleiding byvoorbeeld bywoon nie, gaan doen moeite, gaan vind uit, dis hoe jy steke insit, gaan en vind uit, hier is hoe jy komkommers inlê, byvoorbeeld, of perskes inlê. Jy weet, dan maak jy jouself, dan word jy nou ewe skielik iemand wat benut kan word deur die groep. Vat byvoorbeeld iets soos hekel en brei, iets wat nie baie van die mense meer dit noodwendig doen nie. Ek het so ruk terug vir my bietjie geleer hoe om te hekel. En nie dat ek noodwendig dink ek het ooit sal gebruik nie, maar dit is iets wat ek kan bied, wat nie noodwendig iemand anders te kan nie. So, dis die tipe goed waarna mens moet kyk, en hoe jy jouself upskill as 'n prepper. Gaan en leer 'n ekstra talent, wat jy op die einde kan gebruik in hierdie nood wat vir ons voorlê. Moenie net vasplak en hoop iemand gaan vir jou sorg nie. Dit gaan nie noodwendig gebeur nie. So dis belangrik dat jy daai konsep kan verstaan, en weer 'n keer, jy vat dit tot die element toe op die grond. So as jy nou weer 'n keer 'n familie is, elkeen moet sy werk hê. Daar is nie iemand wat net gaan sit en kyk hoe die ander mense doen wat hulle moet doen nie. Almal moet hulle rol speel. En as jy nie bereid is om iets te doen nie, gaan die mense baie vinnig jou uitsort op die einde van die dag. Want onthou, al kom jy op die einde van die dag by 'n vreemde boer se plaas uit, of jy dis dalk familie, whatever. As jy nie gaan bydra nie, gaan hulle baie vinnig vir jou, jy weet, ultimatums begin stel. So jy moet so ver as moontlik gaan en jouself onmisbaar maak, as gevolg van die, nie noodwendig talent nie, maar die skill wat jy aangeleer het, om goed verder te kan vat. So as jy byvoorbeeld mense se skoene kan regmaak, as jy leerwerk kan doen, as jy, soos ek nou gesê het, hekel en breiwerk kan doen, as jy byvoorbeeld velle kan looi, as jy 'n skaap se wol kan vat en vir jou wol kan maak. Jy weet, die tipe skills, ongelukkig is baie van daai goeters is nou in vandag se tyd nie meer iets wat ons noodwendig aanleer nie, want ongelukkig word dit, die meeste van hierdie goeters word nou gedoen deur masjiene. Maar daar is tog maniere om hierdie goed aan te leer. Baie ouens doen dit as hobbies, veral soos die ouer dames, in plaas dat jy dan nou klippies op 'n blerrie plank plak en dit in jou mure ophang, gaan eerder en gaan kyk wat is die proses om, jy weet, van 'n skaap wat geskeer word, regdeur tot waar jy die wol kan mee brei, wat is daai proses? Leer dit aan, begin dit leer as 'n skill, en jy gebruik dit, en jy upskill jouself. Dis hoe jy dit moet benader, en dis hoe jy daarna moet kyk. Dis baie belangrik. Ek dink baie mense gaan 'n verrassing kry, in die tyd wat vir ons voorlê, dat
Jy gaan dink of jy was dalk baie belangrik in die ou lewe en jy gaan dalk nie so belangrik wees in die lewe wat vir ons voorlê nie. En dis nie lelik of enige so iets nie, maar ek kan nie sien wat gaan die funksie wees van 'n rekenmeester of 'n prokureur of in die tyd wat vir ons gaan voorlê nie. En regtig mense, ek bedoel dit nie lelik nie. Of 'n finansiële adviseur gaan vir my niks beteken nie. 'n Boer wat kan 'n dier groot maak en vir my kos kan gee, of 'n ding in die grond kan sit en ek kan hom eet, gaan vir my baie belangriker wees as 'n finansiële adviseur. Dis dalk hard, maar verstaan wat lê vir ons voor, wat is die intensie en die rede agter wat ek vir julle sê. So jy as 'n rekenmeester, jy as 'n prokureur, jy as 'n finansiële adviseur, gaan nou leer vir jou hierdie skills aan, laat jy op die einde van die dag onmisbaar raak in die tyd wat vir ons voorlê. Weer 'n keer, dit help nie jy gaan by 'n boer aankom en sê, hoor, kan ek jou finansies vir jou doen nie. Daar gaan nie finansies wees nie. Ek hoop julle verstaan waant my kop trek. Dis belangrik om dit so te hanteer en daarna te kyk. En weer 'n keer, gaan leer hierdie goedjies aan. Dit gaan jou en jou mense in jou groep, jou familie, wie ook al, dit gaan hulle baat. Hoe kan 'n mens water suiwer op groot skaal byvoorbeeld? Dis nou nog 'n voorbeeld waarna jy kan kyk. Julle verstaan waar ek vandaan kom. Maar ja, dis so 'n bietjie 'n harder enetjie. Ek hoop dit maak vir julle sin. Ja, wonderlike dag verder.